In Johannes 20 vers 18 staan hierdie woorde: Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê: Ek het die Here gesien. Sy het ook vertel wat vir haar gesê is. Nou wat is die konteks? Die konteks van hierdie is natuurlik die opstanding Sondag, die dag, daai gebeure van daai oggend vroeg. Maar nou wil ek hê ons moet net eers die prentjie van die begin af sien. Dink jou in hoe Maria Magdalena daardie oggend vroeg, daai Sondagoggend, na die graf toe gestap het. Dink jou haar verslaandheid in. Dink jou in die prentjies wat nog deur haar gedagtes so vars speel. Hoe sy die gebeure van die Vrydag nog oor en oor herroep in haar geheue. Daai sla op sy rug, op sy lyf. Die spykers deur sy hande. Hoe hy daar aan die kruis hang. Hoe hy so na hulle kyk, met daai liefde in sy oë. Hoe sy hoor, hoe hy sy laaste asem uitblaas. Sy kop leweloos vooroorval. Dis die gebeure wat waarskynlik nog deur haar gedagtes spoel en nou sy op pad graf toe, haar skouers hang. Die een vir wie sy geleef het, is nou weg. Want onthou nou, Jesus was die een wat 7 duiwels uit haar uitgedryf het. Jesus is die een wat haar gered het van 'n lewelose bestaan van 'n slegte vrou. Jesus het haar 'n nuwe lewe gegee en nou is hy weg. So al wat sy nog kan doen vir hom is om sy liggaam te balsem. En toe kom sy by die graf. En die graf is leeg. Die graf is oop. En in haar skok en in haar verwarring dink sy maar miskien het iemand sy liggaam gevat en op 'n ander plek gaan begrawe en alles is so verward en iemand staan daar, waarskynlik die opsigter, en hy praat met haar en toe noem hy haar naam. En hy sê, Maria. En op daardie oomblik verander haar hele lewe. Haar alles verander toe sy haar naam hoor. Toe besef sy, Jesus, haar Here, haar verlosser, het opgestaan. Hy het opgestaan, ja, soos wat hy gesê het, maar toe het dit onlogies geklink, maar hy het opgestaan, en hy het die dood oorwin, en hy lewe. En ek sien sommer net in my geestes oog, hoe sy anders teruggegaan het stad toe, as toe sy gekom het. Toe sy gekom het, was dit die skouers wat hang, en nou hardloop sy, en sy kan nie vinnig genoeg by die ander disippels kom nie, en sy kan nie genoeg vertel, Jesus lewe, en hy het opgestaan nie, nou borrel dit oor. Dit is wat gebeur, as jy weet, Jesus het vir jou uit die dood uit opgestaan. Hoor jy dit in jou geestes oor? Jesus wat ook, soos met Maria, haar op haar naam noem, so noem Jesus jou naam, my naam. En sê vir jou het ek gesterf aan die kruis, sodat jy kan lewe. So vandag wil ek vir jou sê, die erkenning van jou verlosser lei tot die getuienis oor jou verlosser. Mag ek dit weer sê, die erkenning van jou verlosser lei tot die getuienis oor jou verlosser.